Die boodskap, Numeri hoofstuk 12. Mirjam en Aaron kla. Mirjam en Aaron het Moses gekritiseer omdat hy met 'n vrou uit Kus getrou het. Het die Here dan net deur Moses gepraat en nie deur ons ook nie? Wou hulle by hom weet. Die Here het gehoor wat hulle sê, want Moses was 'n baie nederige mens, die nederigste op aarde. Die 3 van hulle is deur die Here aangesê om dadelik na die tent toe te gaan waar hy aanbid word. Hulle is toe soontoe. Die Here het toe in 'n wolk afgekom en by die ingang van die tent gaan staan. Toe roep hy vir Aaron en Mirjam nader en sê vir hulle: "Luister nou mooi na wat ek vir julle sê. As Moses net 'n gewone profeet was, sou ek met hom gepraat het soos met die ander profete, deur visioene en drome. Maar dit is nie hoe ek met my dienaar Moses werk nie. Hy is my spesiale vertroueling. Met hom praat ek direk en persoonlik, nie in allerlei raaisels nie. Hy sien selfs my silhouet. Hoe kan julle dan waag om hom te kritiseer?" Die Here was baie kwaad vir hulle. Toe hy daar weggaan en die wolk weer van die tent af oplig, was Mirjam se hele vel met 'n lelike uitslag oortrek. Haar hele vel was spierwit. Toe Aaron na Mirjam kyk en sien hoe sy lyk, het hy vir Moses gesê: "Asseblief my Heer, moet tog nie ons dwaasheid wat ons in 'n oomblik van swakheid kwyt geraak het, teen ons hou nie. Moet Mirjam asseblief nie so siek laat bly nie. Dit is omtrent net so erg soos 'n kind wat doodgebore word, waarvan die liggaam al halfpad ontbind het." Moses het toe gebid en gevra: "God, maak haar asseblief weer gesond." Hierop het die Here geantwoord: "As sy 'n kind was en haar pa het haar opsetlik voor ander mense in haar gesig gespoeg om haar te verneder, sou sy nie die reg gehad het om oor 7 dae weer in die openbaar te verskyn nie. So laat haar nou 7 dae lank buite die kamp bly sonder dat iemand naby haar kom. Na die 7 dae mag sy weer terugkom." Mirjam is toe vir 7 dae uit die kamp verban en die volk het eers weer verder getrek nadat sy teruggekom het. Hulle het kamp opgebreek en van Gasserot af verder getrek tot in die Paran woestyn waar hulle weer kamp opgeslaan het.